Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande biduur geleentheid. Soos jy weet is ons die laaste paar weke in lydenstyd hierdie jaar besig om saam te bid, natuurlik vir onsself en vir ons gemeente en ons naastes, maar in baie besonder het ons gefokus die laaste paar weke op lydenstyd. Hierdie tyd wat ons ingaan voordat ons by Paastyd kom en wat dit vir ons beteken, 'n geleentheid wat ons het om so 'n bietjie introspeksie te doen, so 'n bietjie na ons eie tekortkominge en sonde te kyk, maar ook te hoor dat ons opgeroep word om in hierdie tyd baie spesifiek te lewe as mense wat getrou aan die Here wil bly. Ons het in die eerste week wat ons stilgestaan het in lydenstyd, het ons na Matteus 23, Jesus se eie woorde geluister. Jy sal onthou ons het gepraat oor die witgekalkte grafte en hoe die Here Jesus vir die fariseërs en die skrifgeleerdes skynheiliges noem. Hoe hy vir hulle sê dat dis nie wat hy vra en wat die Here van ons vra om 'n uiterlike vertoon van heiligheid te probeer vooropstel nie, maar dat hy 'n opregte hart soek wat eerlik is oor ons tekortkominge, eerlik is oor ons sonde en op hom vertrou. Dit het ons die eerste week gehoor. Daarna het ons Paulus se woorde uit sy brief aan die Romeine so 'n bietjie bestudeer, Romeine 6, en troos gekry in hoe die Heilige Gees ook vir Paulus lei om te sê, julle was dood, maar deur wat Christus vir julle gedoen het, lewe julle nou nuut. En is julle lewens anders en moet dit anders lyk, moet dit met opregtheid God se eer soek en hom verheerlik in alles wat ons dink, sê en doen. So dit het ons so half bietjie help om te fokus waarop lydenstyd eintlik neerkom. Vanaand gaan ons kyk na, as ons gehoor het wat dit nie is nie, as ons gehoor het waartoe ons opgeroep word, hoe lyk ons lewens en hoe moet ons lewens hier en nou lyk in lydenstyd? En daarvoor gaan ons blaai na Psalm 37 toe. 'n besonderse psalm van Dawid, waarin ons gaan hoor hoe ons aangemoedig word in hierdie hele psalm om, of ons dit nou bid en of ons dit nou sing en of ons dit bloot net lees, om ons nie te ontstel oor die dinge wat om ons aangaan nie. Om ons nie te ontstel oor die kwaaddoeners rondom ons nie, die wat afgunstig wil wees nie, dat ons nie soos hulle kwaadwillig sal optree nie, ons gaan dit nou hoor. Maar hoe ons opgeroep word om te vertrou op die Here. 'n eenvoudige, getroue, gehoorsame lewe aan die wil en die wet en die woord van die Here in hierdie tyd te lei. Met 'n EI lei. Dit kan dalk vir ons beteken dat ons sal ly, lang ly, sal swaar kry, dat ons die verwerping sal beleef wat Jesus en die vroeë kerk en Jesus se eerste navolgers eerstehands beleef het, dat dit dalk ook vir ons beskore is. En wat 'n wonderlike voorreg as dit ook so is, maar dat ons sal fokus ook vanaand en sal bid daarvoor om getrou, eenvoudig, gehoorsaam te lewe met dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. So ons gaan saam kyk na Psalm 37 soos ek gesê het, en ek gaan vir ons lees vanaf die eerste vers en net tot die einde van die 7de vers. Ons fokus gaan wees vers 3 tot 6 wat op die skerm verskyn. So kom ons luister saam na die woorde van Dawid, die woorde van die Here deur sy Gees, deur die profeet Dawid, ook vir ons vanaand. Vanaf die eerste vers. Moet jy nie ontstel oor kwaaddoeners nie, moet jy afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree nie, want soos gras verdor hulle vinnig, en soos groen plante sal hulle ook verwelk. Maar jy, ons, vertrou op die Here en doen die goeie, bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer.
Vertrou jou lewenspad aan die Here toe. Met ander woorde, nie net vandag nie, maar vertrou dat die Here 'n pad ook saam met jou stap. Vertrou jou lewenspad aan hom toe. Vertrou op hom en hy sal optree. Die Here sal, soos wat hy doen, soos wat hy gedoen het in die verlede, steeds ook handel in ons lewens. Hy sal jou geregtigheid soos die oggendlig laat verskyn en jou reg soos die middagson. Vers 7, wees stil voor die Here en krimp ineen van vrees voor hom. Nou ons weet, Dawid bedoel nie om die Here te vrees soos die negatiewe begrip van vrees nie, maar dat dit 'n respekvolle, eerbiedige vrees is wat ons voor die Here moet neerbuig. Moet jou nie ontstel oor iemand wat sukses behaal nie, op sy lewenspad nie, oor 'n mens wat komplotte smeer nie, oor iemand wat deur ongeregtige, oneerlike wyse sukses behaal nie. Moet jy nie daaroor ontstel nie. Hou jy jou by wat die Here van jou verwag as gelowige en die Here sal aan jou voorsien wat jy nodig het. Psalm 37 is een van Dawid se akrostiese psalms. Nou dit klink soos 'n baie groot woord en 'n baie moeilike konsep, maar dit is eintlik baie eenvoudig. 'n Akrostiese psalm is 'n psalm wat alfabeties georden is, vers vir vers, of in hierdie geval elke 2 verse, soos ons dit ingedeel het, begin die volgende gedeelte van die psalm met die volgende alfabetletter. Dit is in die oorspronklike Hebreëus hier op die skerm aangedui. Die eerste vers of versreël begin dan met die alef, die volgende, in hierdie geval die derde vers, met die bet, die gimel, en so loop dit deur al 22 Hebreëse alfabetiese letters, tot en met die laaste een, waar ons hoor, wat die rede is, hoekom ons al hierdie goed van ons lewens, van A tot Z, van Alef tot Tav in Hebreëus, aan die Here kan toevertrou en moet toevertrou. Want, sê die psalmis, regverdiges se verlossing kom van die Here. So sluit hy sy psalm in hierdie A tot Z psalm af. Regverdiges se verlossing kom van die Here af. Hulle toevlug in 'n tyd van verdrukking. Hy is hulle toevlug in 'n tyd van verdrukking. Die Here help hulle en hy bevry hulle. Hy bevry hulle van die goddeloses, van die goddelose verlos hy hulle, want hulle skuil by hom. Dis besonder hoe die psalmis, nie net op hierdie een geleentheid nie, maar telkens, daar's 'n paar van hierdie psalms insluitend, Psalm 119, die langste psalm wat so ingedeel is. Hulle het dit gedoen, sodat hulle self kon onthou, sodat hulle sou onthou, dat nie net die woorde van die psalm wat volgende kom nie, maar dat die Here oor al hierdie goed in hulle lewe die wag hou. Dat hy hulle bewaar en beskerm van A tot Z teen alles. Die wat aan hom behoort, kan rus in sy teenwoordigheid en moet rus soek by die Here, by hom skuil. So het die psalmis altans ook afgesluit. Dit help hulle ook om te onthou dat nie net kyk die Here vir elke aspek van hulle lewe en is hy teenwoordig in hulle hele lewe nie, maar dat ons vir alles maar van hom kan vra, van hom kan verwag. Ons daaglikse brood, die eenvoudige goedjies, maar ook die groot goed, daar waar ons genesing soek, daar waar ons die inkeer van ander mense soek, daar waar ons saam met mense pleit vir wonderwerke in hulle lewens, dat die Here dit ook sal laat gebeur, en dat ons sal onthou, dat hy dit kan gee, en dit wil gee, en dit sal gee, op sy tyd, waar hy wil, wanneer hy dit ook wil doen. Maar, hierdie wyse van 'n psalm bid, en 'n psalm sing, en 'n psalm skryf, help ons ook om te berus, om vrede te vind by die Here. Om te onthou, dat uiteindelik, kyk die Here na alles in die lewe van 'n gelowige. Nie net is hy daar teenwoordig deur sy gees by ons
in hierdie moeilike tye en in die swaar tye nie, maar is daar niks wat hy nie vir ons kan gee en wil gee, ook uiteindelik eendag volgens sy belofte nie. Ons moet dus berus dat alles wat gebeur, wat ook met ons gebeur, in die hand van die Here is. En dat die wat op hom vertrou, vir die wat hom liefhet, vir hulle gee hy genoegsame genade en krag en lei hy hulle om ook deur hierdie tye aan hom vas te hou. 'n Goeie voorbeeld van iemand wat so 'n lewe gelei het, kry ons in die lewe van die kerkvader, Polycarpus. Hy is in die tweede helfte van die 2de eeu is hy as martelaar om die lewe gebring onder die Romeinse ryk. Romeinse soldate het by Polycarpus opgedaag en van hom gevra om sy geloof te verloon, om sy Here te verloon. En Polycarpus se antwoord is besonder. En dit help ons om te onthou dat die Here vra nie van ons wonderlike skynheilige optrede en dade nie, maar in eenvoud vra die Here van ons blote gehoorsaamheid. Polycarpus se reaksie op die Romeinse soldate wat hom om die lewe wou bring was: vir 86 jaar lank het ek hom getrou gedien en hy het my nooit kwaad aangedoen nie. Die Here het hom nooit kwaad aangedoen. So, hoe kan ek my koning nou, hier, in hierdie omstandighede, hier waar julle my om die lewe wil bring en op 'n brandstapel voor al hierdie mense wil martel en wil doodmaak, hoe kan ek hom nou verloon? Hy sal vir my alles gee wat hy my beloof het. Ek vertrou op hom. Vir 86 jaar was hy getrou. Hoekom sal hy nou val? En Polycarpus het uiteindelik gesterf, daardie dag, op die brandstapel. Maar hy het 'n getuienis geword oor al hierdie eeue heen. Ek bedoel, hier is ons in Suid-Afrika vandag en ons hoor sy verhaal weer. En ons leer by hom wat getroue, eenvoudige aanbidding en diensbaarheid aan die Here beteken. Vir 86 jaar het ek getrou gebly omdat hy my daardeur gelei het en daarin gelei het. Hoe kan ek hom nou hier aan die einde van my lewe verloon? Hy sal vir my gee wat hy beloof het. Ons weet ook dat die hoogste voorbeeld, die uiteindelike hoogste voorbeeld, is die lewe van ons Here Jesus Christus self. Hoeveel meer het hy selfs as Polycarpus vir ons gelei? Hoeveel meer het hy nie vir ons deurgegaan as 'n voorbeeld van getroue gehoorsaamheid wat aan die Vader se wil en aan die Vader se wet doen wat die Vader van hom vra. Hy beloof vir ons dat hy ook ons wat in hom glo en glo dat hy dit vir ons gedoen het, dat hy saam met hom sal ons ook opstaan. Eendag, wanneer hy ons kom haal. Vir ons beteken dit dat ons hoef nie uit te gaan en 'n groot skynheilige vertoon van ons geloofslewe te maak nie. Ons kan eenvoudig in hierdie week kies om getrou te leef aan wat die Here van ons vra. Getrou te leef aan sy woord. Getrou te leef aan ons roeping as 'n gemeente hier, saam, in aanbidding voor hom. Om stilweg te vertrou op hom, dat dit wat ons ook van hom vra, dit wat hy vir ons kan gee en wil gee, dat hy vir ons dit sal gee, wat sal dien tot die opbou van sy kerk en die uitbou van sy koninkryk, en dat sy naam uiteindelik verheerlik sal word. Al beteken dit dat ek dalk nie kry wat ek wil hê nie. Uiteindelik beteken dit ook dat ons hom sal dank vir sy genade, vir sy barmhartigheid aan ons. Ons hoor die woorde wat die Heilige Gees ook deur sy apostels gespreek het. Ook deur ons Here Jesus vir ons geleer het. My genade vir jou
is genoeg. Mag ons berus daarop in hierdie tyd, dat die Here gee vir ons genoegsame genade, genoegsame krag, om net vandag te doen wat hy van ons vra. Eenvoudig te bly vertrou op sy goedheid en sy guns. Geliefdes, ons gaan vanaand saam bid vir 'n klomp sake. En ek wil vra dat soos ons deur hierdie sake bid, ons ook sal onthou dat die Here net van ons vra die eenvoudige vertroue en afhanklike pleite tot hom vir dit wat vir ons bid. Ons gaan vanaand bid vir getrouheid, vir volharding in ons geloof, dat hy dit vir ons sal gee, dat hy ons sal dra, dat hy ons sal, soos die Engelsman sê, laat persevere deur die moeilikste tye, wat dalk vir ons wag. Of dit siekte of armoede, of die onsekerheid van ons ekonomiese toestand hier in ons omgewing, of selfs in ons land, of selfs wêreldwyd behels, dat ons sal volhard in getroue diens en vertroue op hom. Dat, soos die tweede gebedssaak vir vanaand sê, dat ons vir die Here sal vra dat hy vir ons net genoegsaam sal voorsien, sodat ons sal kan doen wat hy van ons vra om te doen. Die woorde van Augustinus kom by my op. Here, gee vir my net genoeg krag om deur dit te kom wat ek moet deurkom, dan kan jy enigiets stuur. As jy vir my die krag gee, kan jy enigiets stuur. Ek sal staande bly. Nie omdat ek sal staande bly nie, maar omdat U my sal staande hou. Ons bid vir gelowiges wat onder druk en vervolging verkeer. Ons weet die kerk en gelowiges word vervolg. Op 'n internasionale vlak, 'n fisiese vervolging in Sirië en die Midde-Ooste. Die kerk van die Here word ook vervolg, dalk nie in 'n direkte sin nie, maar op 'n subtiele indirekte wyse. Word die kerk vervolg selfs in ons nadere omgewing. Ons bid vir die wat siek is, die wat in die hospitaal verkeer, die swak is en die wat ly aan pyn en agteruitgang. Ons vra dat die Here vir ons genoegsame vertroue op hom sal gee om daardeur te staan. Ons bid soos elke keer wanneer ons saam bid vir ons jeug en vir ons kinders. Ons bid natuurlik ook wanneer ons vir hulle bid vir ons gesinne, dat die Here ons sal staande hou as gesinne op sy woord, dat ons sy woord saam sal bly bestudeer en sal verdiep in ons geloof en in ons kennis van hom. Ons bid vir evangelisasiewerk en sendingwerk. Ons weet dat hier in ons eie omgewing en vanuit ons eie gemeenteheid gaan ons nou 'n tyd in wat dit baie in die fokus gaan val, met ons ligdraer projek wat gaan afskop een van die dae. Ons bid vir ons eie gemeente se bediening in Kinross, by Adulam en hier in ons omgewing. Ons bid vir die kerk in die grotere sin, vir die NG Kerk, vir die kerk van ons Here Jesus Christus. Ons bid dat die Here sal toevoeg tot sy kerk. Mense sal bring, mense sal roep, arbeiders sal oprig om in sy wingerd hom te dien. En laastens, in hierdie tyd wanneer ons mekaar dalk nie persoon tot persoon so baie gaan sien nie, bid ons vir beskerming. As u in hierdie vakansietyd dalk op die paaie gaan wees, dat die Here saam met u sal gaan. Ons bid dat die Here ons sal seën met 'n wonderlike Paastyd, sodat ons weer by die opregte diensbaarheid en opregte geloof wat hy van ons vra in hierdie tyd daarby sal uitkom en dit eenvoudig tot sy eer sal aanwend en dat dit vir ons 'n betekenisvolle Paastyd en Paasvakansie ook sal wees. Kom ons bid oor hierdie sake saam en dan gaan ons ook afsluit. Die sake sal op die bord bly verskyn. En mag jy 'n wonderlike nag en 'n wonderlike week ook verder hê. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelvader, Here, vanaand wil ons U kom dank vir U woord en hoe dit op 'n besonderse manier, soos ons vanaand ook gesien het,
ons herinner dat U in beheer is, dat U, Here, oor elke aspek van ons lewens, dat U die een is wat daardeur en daarin ons na U toe wil lei. Ons vertroue op U wil versterk, ons geloof in U wil opbou, Here, sodat ons ook as getuies in 'n eenvoudige wyse, deur net te leef tot U eer, mense sal inspireer om ook na die kerk toe te kom, U liggaam toe te kom, en dat die kerk sal sterk staan en die koninkryk sal uitbrei. Ons dankie, Here, dat ons U kan vra vir beskerming en vir seën en vir genesing. Ons dankie dat U aan ons voorsien, ons daaglikse brood, maar ook ons ewige heil, dat U dit kom voorsien het in die persoon en in die werk van ons Here Jesus Christus. Bovenal, Here Jesus, kom dank ons U vir U offer en die voorbeeld wat U vir ons kom stel het van perfekte gehoorsaamheid. Ons dank U ook dat U deur die Gees getroue diensknegte gelei het om vir ons tot voorbeeld te wees, soos Polycarpus en soveel martelaars oor die eeue heen en oor die wêreld heen, sodat ons ook na hulle voorbeeld kan opkyk en soos hulle bereid sal wees om ten volle ons liefde vir U te bely en te erken, al beteken dit lyding en swaar kry en selfs die dood. Ons vra, Here, dat U al hierdie sake waar ons vanaand gebid het, sal seën, dat U ons pleidooi en opregte pleidooi daarvoor sal aanhoor, Here, en dat uiteindelik ook al hierdie sake sal dien tot die eer en die verheerliking van U groot en heilige naam. Wanneer ons tot U bid, Here, is dit nie uit enige verdienste van onsself nie, maar enkel alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.